geroep vir God se doel. En soos ek sê, ek wil dit so in 3 Sondae, so 'n bietjie meer uitbrei. Vanoggend staan ons hoofsaaklik stil by waarom roep God ons? Volgende Sondag, as dit die Here se wil is, wil ons bietjie kyk na wat is roeping, en dan die Sondag daarna, wie is die geroepenis? My liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, my liewe kinders, ek dink almal van ons het al daardie innige begeerte gehad dat God jou lewe betekenisvol in sy koninkryk sal gebruik. Ons voel daar mis iets in ons geloofslewe, maar ons kan nie ons vinger daarop lê nie. So baie sê mense, ons lewe moet mos meer wees as net 40 tot 60 uur per week se werk en dan elke Sondag se sit hier in die kerk. Soms dink ons dit is net mense wat voltyds in die bediening geroep word, wat deel van die koninkryk van God kan wees. Mense soos die dominee, of die sekretariële beampte, of die sendelinge wat geroep word na die sendingvelde. Maar ek kan vanoggend onomwonde vir u sê, dis nie waar nie. Want dit gebeur meer dikwels, dat God normale, gewone mense roep om na hulle werksplek te kyk, vanuit God se perspektief. En daarom vanoggend ook die vraag, met watter perspektief kyk jy na dit wat jy daagliks doen? Want wat bedoel ek hiermee? Ek bedoel, God roep die meeste mense om te besef dat hulle werksplek nie bloot 'n loopbaan of 'n beroep is nie, maar 'n plek waar God hulle geroep het om te lewe met hulle oë gerig op God. Op 'n dag lees ek die verhaal van 'n seun wat vir sy pa sê, hy wil 'n dominee word, en die pa was natuurlik baie opgewonde en hy het vir hom gevra, maar antwoord vir my net een vraag. Wil jy 'n dominee word, of wil jy vir God werk? En geliefdes, daar's 'n reuse verskil om sommer net 'n dominee te wees, of om vir God te werk. Die seun sê toe, pa, maar wat bedoel pa? Pa sê toe hy met 'n bietjie daaroor gaan nadink, want saam het ons geleer, jy kan voluit vir die Here werk, sonder om 'n dominee te wees. Ek kan voluit vir die Here werk, terwyl ek in my kantoor sit en my besigheid doen. Ek kan vir die Here werk, terwyl ek daarvoor in die klas staan en my wiskunde les aanbied. Ek kan vir die Here werk, terwyl ek met my kollegas by die werk omgaan op 'n gemaklike voet. Jy weet, in Romeine 1 vers 6 is die brief van die Christene wat Paulus vir die Rome geskryf het. Hy sê, ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Dis nie net die dominee of die ouderling nie, maar elke een in die gemeente is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Ek wil dit verder uitbrei. Elkeen wat hom bely as sy God en sy verlosser en sy saligmaker is geroep om aan Christus te behoort, om hulle lewe vir die saak van Jesus Christus te gee. Paulus is gedurig besig om elke lidmaat aan te spoor, en ons lees daar in Efesiërs 4 vers 1, en ek lees die nuwe vertaling, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Met ander woorde vir die kinders, gaan lewe so, dat die mense Jesus Christus in jou sien. Paulus het besef, dit is moeilik om kind van die Here te wees in die alledaagse lewe. En ek wil dit verder vat en sê, in die tyd waarin ons spesifiek leef. Hoeveel kere het lidmate nie al vir my gesê, dominee, jy weet nie hoe moeilik is dit by my werk nie, en daarom wil ek vanmôre vir jou spesifiek ook bid. Jy wat dit so moeilik vind, daar waar jy werksaam is. Paulus sê in 2 Tessalonisense 1 vers 11, mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Hoor jy dit? My en jou werk, my en jou dagtaak is nie maar net 'n loopbaan nie. Dis nie maar net 'n werk nie. Dis 'n roeping wat God in jou hart geplaas het. En is dit nie wonderlik nie? Die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, roep vir jou en vir my. God roep elkeen van ons om in sy diens te staan. Die waarheid daarvan word deur die Bybel aan ons verkondig. Jesus se woorde in Johannes 15 vers 6, en ek wil net gou blaai soontoe.
Johannes 15 vers 16 is vir my baie spesiaal en ek wil dit graag vir u sê. Lees. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Ons het hom nie uitverkies nie, hy het ons uitverkies. Ek en jy moet vanmôre hoor wat Jesus Christus vir sy disippels gesê het, en ons moet dit hoor asof God dit vanoggend weer vir elkeen van ons kom sê. Julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies en julle aangestel om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou en nie sal verlep nie. Hoor ons dit baie mooi vanoggend. God, die Almagtige, die Skepper God, die Onderhouer God, het my en jou uitverkies om te gaan vrugte dra. My liewe broer en suster, ek dink as 'n mens dit besef, kan en sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. As God jou hart so aangryp met hierdie roeping wat hy vir jou het, sal jy nooit weer kan wees soos wat jy gister was nie. Dit gee vir mense 'n diepe besef van doel en betekenis in die lewe. 'n Besef van ek is maar net 'n rentmeester. 'n Gees van aanspreeklikheid wat in my heers teenoor God. Voel jou lewe soms doelloos? Voel jou lewe soms nutteloos? Wel, dit is tyd om eerlik voor God te erken. Ek soek, ek vind, ek jaag nog nie God se roeping vir my lewe na nie. Dalk, net dalk, is ek nog meer besig met my eie koninkrykie en die bou van my eie finansiële posisie in die wêreld, met meer geld maak, met najaag van bevorderings in die werk waarin ek myself mag vind. Dalk is ek besig om mag en aansien en erkenning by mense te probeer verdien. En ek het dit al gesê en ek sê dit so baie en PB sal dit volgende jaar weer hoor. Onthou kinders in die finalejaarsklasse en ek sê dit vir hulle. Dit maak nie saak wat mense van jou dink nie. Wat wel 'n verskil in jou lewe maak is wat God van jou dink. Hoor net wat sê Dawid in Psalm 139 vers 16 tot 18 en dis weer die nuwe vertaling. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in my boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. God se roeping lê baie dieper as wat ons as mens besef. In 2 Korintiërs 5 sê hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. God het in die vorm van sy seun wat aan 'n kruis gehang het, gesterf vir jou en vir my, sodat ons die ewige lewe kan hê, selfs by die aardse dood verby. As ons dit weet, as ons dit verstaan, lewe ons eenvoudig nie meer net tot ons eie voordeel nie, maar dan begin ons lewe vir hom, wat vir my en vir jou die ewige lewe moontlik gemaak het. Dis my gebed, liewe gemeente, dat God se besig wees met ons in hierdie kort reeksie preke van 3 sal maak dat ons die Heilige Gees sal toelaat om beheer te neem oor my lewe. Dat ons saam sal bid om dit meer en meer te verstaan en ons vir God 'n antwoord sal kan gee op hierdie roeping. Dalk, as dit jou geaardheid is en jy werklik ernstig is om te antwoord op God se roeping vir jou, onthou, hy roep gewone mense. Onthou, hy roep elkeen van ons. Dink maar aan Paulus. Sy vroeëre lewe het hy die Christendom vervolg met hart en tand, met alles wat in hom is. En op die pad na Damaskus draai die Here sy lewe radikaal om.
Is daar meer omtrent die Christelike lewe as wat ek dalk tans beleef? Kan God op die een of ander manier my lewe gebruik om 'n verskil te maak? Wat het ek om hom aan te bied? En dan vind ons die antwoord in Efesiërs 4 vers 1. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Amen. Ek wil vra dat ons nou staan en dat ons geloof bely aan die hand van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Here onse God, hoe wonderlik om U naam aan te kan roep, om U te mag noem ons hemelse Vader, met hierdie besef, ons het U nie gekies nie, maar U het ons gekies. Here, wat het ons gedoen om dit enigstens te verdien? Genade, onbeskryflik groot, het U aan elkeen van ons bewys. Dankie Here, dankie vir soveel liefde, wat ons in oorvloed ontvang, dankie vir soveel genade. Ons aanvaar dit soos vanselfsprekend, om maar môreoggend wakker te word en aan te gaan, maar Here, dis lewe uit U Vaderhand. En daarom loof ons U, daarom prys ons U tot in alle ewigheid. Here, ek wil bid vanoggend besonder vir Doep en Leonie, wat verhuis na 'n nuwe dorp, na 'n nuwe gemeente, en ons wil bid, Here, dat U hulle sal bystaan en saam met hulle sal gaan, dat hulle ook daar sulke getroue kerkgangers sal wees soos hier, en dat hulle sal gaan meeleef in U koninkryk. Elke besoeker wat vanoggend hier is, Here, ons wil hulle in besonder aan U kom opdra. Dankie vir die voorreg om vanoggend saam met hulle te kon aanbid, om U naam groot te maak, om U te eer. Maar Here, dankie ook vir elkeen van ons gemeentelede, getroue kerkgangers, maar ook hulle wat nie hier is nie. Dankie dat U ons Vader is, dat ons werklik U genade kon beleef en elke dag kan ervaar. Here, in besonder wil ek vanoggend ook bid vir ons vroue aksie en ons dames wat so hard werk om U koninkryk in stand te hou. Here, hou U hand van seën en beskerming oor hulle. Seën hulle met die keer van U seëninge, dat hulle nooit sal voel hulle is nutteloos of doelloos nie, maar dat hulle 'n massiewe bydrae lewer om U koninkryk, U kerk, U gemeente hier in stand te hou. Ek wil bid vir elkeen wat siek is. Here, die wat ons nie eers van weet nie. Here, hou U hand van gesond maak oor hulle. Gee dat daardie vlammetjie weer in hulle harte sal begin brand, om op te kom na U woning, om te kom aanbid, om versterk te word vir die week wat voorlê. Ons is swak en nietig, en daarom wil ons pleit dat U deur die Gees ons sal help, om ons oë gerig te hou op Jesus Christus, hy wat vir ons gesterf het aan 'n kruis, hy wat opgestaan het uit die dood, hy wat vir ons 'n ewige lewe bewerkstellig het. Aan hom kom toe alles in die lewe, alle eer, alle dank en alle aanbidding. Amen.